Goeiemôre en welkom by ons Woensdagoordenkings. Verlede naweek het ons die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus herdenk. Daarom begin ons ook hierdie maand met 'n nuwe tema: Leef uit die opstanding. Maar wat beteken dit om uit die opstanding te leef? Ek wil vir ou laas by die disippels stil staan deur hierdie video met julle te deel. Hierdie video illustreer op 'n kragtige manier wanneer en hoe die disippels gesterf het. Volgens die kerklike tradisie is baie van die disippels vir hulle geloof vervolg en doodgemaak. Ons het die disippels leer ken as gewone mense met groot foute. Hulle was bang en het baie getwyfel. Hulle het Jesus tydens die kruisiging verlaat en weggekruip. Petrus het selfs ontken dat hy 'n volgeling van Jesus was. So wat het verander? Wat het gebeur dat hierdie groep disippels, wat eers weggehardloop het, skielik bereid was om te sterf vir die evangelie? Die opstanding het gebeur. Hulle het die lewende Christus ontmoet en dit het alles verander. Hulle het nie meer uit vrees geleef nie, maar uit hoop. Hulle het ook nie meer vir hulself geleef nie, maar vir Christus. In Kolossense 3 vers 1-3 lees ons: Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Met Jesus se opstanding het daar 'n nuwe werklikheid begin. En om uit die opstanding te leef, beteken dat jy elke dag leef asof die dood nie meer die laaste woord het nie. Dat jy hoop kies bo wanhoop. Dat jy liefde kies bo selfsug. Dat jy glo God is reeds besig om alles nuut te maak, selfs hier en nou. Die disippels se storie eindig nie by hulle dood nie. Dit begin by die opstanding. En so ook ons sin. Mag ons nie net glo in die opstanding nie, maar mense wees wat werklik daaruit leef.